in hierdie laaste paar weke eintlik stil gestaan by die patroon vir gebed. Die fondasie, die Jesus eintlik vir ons kom gee, om vir ons gebede en ons gesprekke met die Here eintlik te kom bou, rondom te kan kom bou. Jesus het ons gekom leer, dat ons is ingesluit in God se familie, ons is deel van sy gesin op die einde van die dag, en wanneer ons Onse Vader bid, sê ons, ja, Here, ja, vir u roeping, deur ons lewens. Verlede week het ons stil gestaan by, vergeef ons sondes. Here, laat ons bewus raak, dat ons 100% geregtigheid van Christus het. Dit is ons identiteit, en soos wat ons dit ontvang, gaan ons dit ook uitdeel vir die mense wat ons te nagekom het. Gaan ons u vergifnis bekend maak, soos wat u ons rekening van skuld leeggetrek het, en volgemaak het met geregtigheid. So gaan ons ook die rekeninge van ander mense by ons leegmaak van skuld. En ons gaan so deponeer die geregtigheid van Christus. Wat my gechallenge het in hierdie week is, daar's partykeer plekke waar jy mense vergewe het, maar jy het nog nie geregtigheid in daai rekening teruggesit nie. Jy het nog nie gegaan en gesê, die waarde wat Christus op daai mense se lewens plaas, het ek nog nie weer kom terugplaas in daai geregtigheid. En dit my persoonlike challenge in hierdie week, en ek dink dit is presies wat Jesus wil kom doen, is dit is wat die evangelie kom doen, hy kom gee vir ons vryheid, maar dan kom blaas hy ook lewe in ons, en hy gee vir ons vryheid, maar dan kom challenge hy ons ook om dit te gaan toepas, en dit is wat die evangelie altyd moet doen. Dit is nie 'n comfort zone nie, it's a freedom zone, waarin ons lewe op die einde van die dag. En sy disippels het hom hierdie vraag gevra, Here, leer ons om te bid, en ek dink baie van ons vra die vraag, Here, hoe bid ek? En Jesus sluit hierdie gebed af, en hy sê, en Vader, laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As Jesus die gebed afsluit, daar's van die vertalers en ons wat die Bybel vertaal het, wat toe daai stukkie bygesit het, want aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Dit is ietsie wat Jesus nie self gesê het, en dit is iets wat die kerkvaders en die ouens ingesit het daarso. Hulle het gevoel, hy stop so 'n bietjie vinnig, ensovoorts. Maar Jesus kom en hy sê, laat ons nie in versoeking kom, maar verlos ons van die bose. Nou, as mens net aanvanklik daaraan dink, as jy so 'n bietjie nie is in jou geloof in die Here en so, dan kan jy dalk daai lees, dan dink jy by jouself, okay, so versoeking is op die agenda van die Here vir my dag. En as ek hierdie nou bid, dan gaan ek dalk daai versoeking vryspring. Ek dink nie dit is wat Jesus bedoel het daar. En wanneer ons praat oor versoeking, waaraan dink jy eerste? Wat is daai versoeking wat jy in jou lewe sit? Nou, versoeking is beide goeders wat vir jou aanloklik is. Dit is heeltyd aanloklike goeders. Dit kan iets wees wat jy aksie inneem, of dit kan passiwiteit kom veroorsaak in ons lewens. Dis altyd 'n versoeking. Daar is die versoeking om iets te doen wat jy weet jy nie moet doen nie, en dan is daar die versoeking om nie te doen wat jy weet jy moet doen nie. Dit is daai kontras op die einde van die dag. En wat interessant is, die Griekse konteks van daai woordjie versoeking is baie interessant. Dit is vir my so lekker om hierdie goeders na te gaan en so aan. Die Griekse konteks van daai woord beteken eintlik om iets te toets. Dit beteken om iets noukeurig te ondersoek, of om die verborgenheid of die verborge waarde van 'n ding te bepaal, of dit wat verborge is binne die ding na vore te bring. So wanneer Jesus, as ons in daai konteks kyk daarna, dan sê hy eintlik, die implikasie daarvan is, Here, laat dit wat verborge is in my lewe na vore kom. Nou kom dit het die potensiaal om dit wat eintlik in my en jou lewe is, wat ons as waardevol ag, na vore te bring. Nou dit het 'n diep implikasie op die einde van die dag. As jy dink aan goud, hoe hulle goudsmid goud louter, dan vat hy daai goud, hy maak dit warm, en dan, soos wat dit warm word en is in hierdie vloeibare toestand, dan kom daar so, al die onsuiverhede kom na vore, dan kom daai goudsmid, hy skep daai onsuiverhede af, dan laat hy hom afkoel, en dan maak hom weer warm, en dan kom nog onsuiverhede, en so word daai proses herhaal en herhaal en herhaal, totdat daai goud, as hy hom weer warm maak, dan kom maar geen onsuiverhede uit nie. So, die verborgenheid, dit is dieselfde proses, en wat versoeking doen, is eintlik soos 'n vuur, wat dit wat ons as waardevol ag in ons lewens, wat dit na vore bring. Dit wat daar in ons lewens is, wat ons sê, hoor jy, hierop het ek my lewe gebou, hierop het ek my bewaardes bepaal, hierop het ek my lewe geanker, is juis wat tydens versoeking na vore kom. Almal van ons beleef versoeking. Versoeking is nie 'n sonde nie.
Dit is nooit die sonde, die versoeking is nooit die sonde, maar dit is wat dan uitkom, wat of dan die heerlikheid van die Here, jou identiteit kom openbaar, of jy vat in 'n rigting waar jy in sonde leef. En dis die interessante ding van versoeking. En Jesus wat kom bid en hy sê, hoor Here, laat ons nie na die versoeking kom, laat ons nie vasval in iets wat anders meer waardevol is eintlik as wat die opinie is nie. En ek Jesus se boetie gaan praat en hy sê vir ons in Jakobus 1:13, hy sê iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê ek word deur God versoek nie. Want God kan nie verlei word en self verlei hy niemand nie. So hy kon sê hierso, hoorie, as jy ooit gedink het, dit is die Here wat hierdie ding nou oor jou pad kom. Nee. Nou, waar kom versoeking dan vandaan? Hy antwoord ons net in die volgende vers. Hy sê, maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeerte bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Dis letterlik dat hy sê, wanneer ons daai sekere passie, sekere dinge, daai versoeking kom oor ons pad en sê, ja vir daai ding. Dis die plek waar sonde geboorte kry. En soos wat hy sê, dit veroorsaak die dood in ons lewens. Daai skeiding van God, die mis van God se plan vir ons lewens. Ek herhaal weer daai woorde. Ons het geleer dat sonde in die Grieks, harmatia beteken, sy konteks is om die target te mis, om ons roeping te mis, om eintlik dit wat die Here vir ons, die lewe wat hy ons roep om te leef, die identiteit, dat ons dit mis. En dit is wat versoeking kom doen. Is hy kom veroorsaak sonde in ons lewens, en dit bring ons op 'n plek van dood. En verlede week het ons gesien, hoe die Here skuld kom onttrek uit ons rekening uit, en dit kom vervang het met geregtigheid, en hier is hoekom dit belangrik is, want as ek en jy ons geregtigheid in Christus verstaan, dit wat hy vir ons gee, dan kom maak dit ons identiteit in hom vas. En as ons identiteit vas is in hom, dit is dan die plek wat ons dan kan herken, wanneer daar 'n versoeking kom, en daar 'n leuen in ons lewens ingesaai, waar ons kan herken, is hierdie God se intensie vir my lewe? Of is dit besig om my weg te trek van my identiteit in God? En dit is hoekom dit belangrik is, dat ons verstaan wie ons is. Dit is soos die voorbeeld van 'n gloeilamp. Ons almal weet, 'n gloeilamp, as hy ingeplug is, dan skyn hy baie mooi. As hy afgesit word, dan is dit nie asof hy nie meer bestaan nie. Hy is nog steeds daar. Hy is net nie besig om in sy funksie te funksioneer nie. En Jesus gaan en hy verduidelik dit vir ons so, want hy daai tyd as hy nou met die ouens gepraat het oor 'n gloeilamp, dan sê hulle gesê, hulle sal nie lekker geweet het nie, maar hy gebruik die voorbeeld van hy is die wynstok en ons is die lote. En die loot kan nie bestaan sonder dat die wynstok daar is nie. En wat ons eintlik hierso kan, dat sonde is nie, jy weet, hierdie vreemde ding wat in my en jou lewe intrek op die einde van die dag nie. Dis nie 'n vreemde ding wat inkom en dit is nou ewe skielik daar nie. Sonde is die afwesigheid van iets wat noodsaaklik is vir ons voortbestaan. Sonde is wanneer ek en jy letterlik afgesny is soos 'n liggie wat afgesit is, nie meer ingeplug is nie. Wat ons nie meer lig skyn nie, ons is nie meer besig, ons bestaan nog, maar ons is nie besig om in ons volheid te lewe nie. En wanneer ek en jy nie ons geregtigheid in Christus lewe nie, dan stel ek ons onsself oop om 'n leuen te leef, om ja te sê vir 'n versoeking. En as ons nie ons ware identiteit in Christus verstaan nie, dan lei dit tot minderwaardigheid eintlik, dat ek wonder wie is ek. Ek dink dit is seker een van die belangrikste dinge wat ons in ons lewens moet snap, en ek vir my kinders dit leer, en ek dink enige iemand, as jy vir niks staan nie, val jy vir alles. Jy val vir enige iets. As jy nie weet wie jy is nie, wat jou identiteit is nie, dan sal jy vir elke liewe ding wat vir jou sê, dis jou identiteit, sal jy voor ja sê. Dis hoekom ons wêreld so confused is. Dis hoekom baie mense so die mekaar is. Maar, hier is die ding. Versoeking kom openbaar dit wat verborge is. Versoeking kom openbaar wat ons regtig glo, wie ons is. Wat ons regtig glo oor God se opinie oor ons lewens en hoe ons dit leef. Dit is so eenvoudig soos dit. Dit kom openbaar ons ware identiteit. Nou die eerste versoeking is baie interessant.
In Genesis lees ons die volgende, dat die Here het gesê, dat hy die mens in die tuin laat woon, om dit te bewerk en op te pas. En die Here het toe die mens beveel, van al die bome in die tuin mag jy eet, soos jy wil, maar die boom van kennis mag jy nie eet nie. Die dag wat jy daarvan eet, sterf jy. So ons sien baie pertinent dat die Here vir die mens, en hoe ons dit interpreteer, dit maak nou nie saak nie, maar wat hy gesê het is, ek sit jou in hierdie tuin, om hierdie plek daar te bly, ek wil hê jy moet daar wees, en ek wil hê jy moet dit bewerk, jy moet dit versorg, jy moet dit oppas, jy moet dit kultiveer. Vat dit na een manier, jy kry dit op so 'n manier, en dan maak jy dit nog verder, jy's deel van my plan, om hierdie tuin te laat floreer. So dit is die Here se, en hy het gesê hoor, ek wil nie julle moet eet van die boom van kennis van goed en kwaad, maar net kort daarna kom die duiwel en hy kom in teenstrydigheid met dit wat die Here gesê het. Hy kom en die woord sê vir ons, die slang was lustiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is, en het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Kan jy sien hierso wat sy plan is? Hy kom en hy vat God se instruksie, en hy kom uiteindelik op sy kop. Hy kom sit sommer so alleen daarin. Nee, as jy nou mooi gaan kyk, het die Here het gesê, jy kan van al die bome eet, net nie van daai een nie. En hier kom hy en hy sê, jy mag van geen bome eet nie. Hy het dit regtig gesê. Hy kom in ons lewens in, en hy kom bevraagteken eintlik God se uitspraak. Hy kom bevraagteken eintlik God se instruksie, God se woord kom bevraagteken. Het die Here regtig dit gesê? En dit is interessant, wanneer hy's eintlik besig om die Here te ondermyn, en hy kom vat eintlik die oortuiging wat die mens gehad het. Okay, dit is wat God vir ons gesê het. En hy kom maak daai oortuiging de mekaar, deur sy vraag wat hy vra. En dit is wat ek en jy moet besef. Versoeking in ons lewens gaan altyd daai ding doen. En hy gaan ons kom de mekaar maak oor wat God gesê het. Sodat ons de mekaar is, en as jy de mekaar is, dan val jy vir enigiets. Hy vra toe vir die vrou, is jy seker, dit wat jy gehoor het, is nie hoor sê nie? Dit het al met jou gebeur, is jy seker, daai wat jy gehoor het, is nie net 'n opinie wat iemand gehad het, en hulle forceer dit nou af op jou nie? Is jy seker, daai is die waarheid? En die vrou antwoord hom toe, nee, ons mag van die vrugte van die boom in die tuin eet. God het gesê, ons mag net nie eet van die vrugte aan die boom in die middel van die tuin nie. En ons mag dit nie eens aanraak nie, want dan sal ons sterf. So kan jy sien hierso wat gebeur in hierdie proses. En sy is op 'n plek wat sy sê, nee man, jy het dit verkeerd, ons mag van die bome in die tuin eet. Hy het nie nooit gesê, ons mag van geen van die bome eet nie. Maar, en toe las sy haar eie opinie aan. Ons mag dit selfs nie eens aanraak nie. Haar reaksie op dit is so belangrik om dit raak te sien. Want hier kom sy met haar menslike opinie. Sy, wel, as ek nie van daai boom mag eet nie, mag ek seker nie eers van hom vat nie. En dit is nooit wat die Here gesê het nie. As hy gesê het, hoor jy, ek wil hê julle moet die tuin en alles wat daarin is bewerk, ek wil hê julle moet dit oppas, ek wil hê julle moet dit versorg. Ek weet nie wie van julle het groen vingers en werk soms in die tuin nie. Toe ek laaitie was, het ek dit gehad. My ma het my altyd forceer en nou is dit so half die ding. Ja, wat ek so nou en dan doen om aan my ma te dink. Dan maak ons 'n bietjie tyd. En vir jou om iets te versorg, het jy nodig om daaraan te vat. En hierdie boom is in die tuin en die Here het gesê ek wil hê julle moet versorg. Ek wil net nie julle moet daarvan eet nie, want as jy daarvan eet, sê hy, dis nou my bron. En ek wil hê die boom van kennis van goed en kwaad moet die bron van jou lewe word nie. Ek wil hê die bron van jou lewe moet die boom van lewe wees. Die boom is daar, ek het ons vir jou gesê, versorg dit. Hoe kan jy 'n boom versorg as jy nie daaraan vat nie? So hier kom 'n opinie van die mens, en dit kom hulle eintlik, kom confuse hulle oor dit wat die Here eintlik vir hulle gesê het om te doen. Nou ons gaan nou baie prakties raak, want ek besef nou hierdie is so okay, waar is jy nou? Maar om te sien waar is die eerste versoeking en die vloei van die dinge en hoe die vyand kom die mekaar maak in ons lewens, is dit noodsaaklik om te verstaan, hoorie maar, dit het ek leef,
Is dit God se woord of is dit 'n mens se woord? Is dit God se woord of is dit mens se opinie? Is dit God se opinie of mens se opinie? En baie keer kan dit gebeur met ons dat daar sekere opinies is wat super spiritual klink, maar nie noodwendig God se opinie was nie. En dis 'n belangrike ding, dit is hoekom Jesus bid, Here, lei ons nie in die versoeking, vat ons nie op daai plek waar ons meer vas is aan die opinies van onsself en die mense om ons, sodat ons U nie mis, verlos is van daai bose. En die vyand natuurlik reageer soos volg. Met haar oortuigings kom openbaar sy eintlik vir die slang wat sy haar opinie en wat sy glo is die waarheid. En hy sê vir haar, nee, julle sal beslis nie sterf nie. Maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daai boom eet. En dan sal julle wees soos God, deurdat julle alles kan ken. Weet jy wat, girl? Adam, Eva, hierdie God van julle wil 'n deksel op jou lewe kom sit, hy wil jou in 'n boksie druk en hy wil eintlik vir jou limit in hierdie lewe. Sy intensie is 100% om jou in te perk as eerder as om vir jou vryheid te gee. Kan jy sien daarso? Die leuen wat hy daarso sê, dat die mens is klaar reeds in sy beeld en sy gelykenis geskape. En toe sê hy vir haar, nee, jy moet eers die vrug eet voordat jy soos God gaan wees. Voordat jy in sy beeld gaan kan funksioneer. Jy moet eers ietsie gaan doen. Jy moet eers buite sy wil gaan, want hy wil jou net inperk. En as gevolg van opinie, het sy totaal al in sy toe geval. En toe sê die woord, en toe kyk sy, toe sê sy, hierdie vrugte lyk eintlik nogal jolly goed, kom ons traai dit. En sy eet dit en sy het nie gesterf, toe sê sy, okay nee, hy is seker reg. En toe Adam dit eet, en toe gaan hulle oogies oop. Toe weet hulle, toe ken hulle alles, weet hulle, gata patata, waar is jou klere? En toe gebeur die res van die storie. Die Here gee vir ons uitkoms, as dit kom by versoeking. Hoe ons kan lewe om te sê, hoorie, ek gaan nie myself, my opinie verhef bo God se opinie nie. En in Lukas 4 sien ons, hoe Jesus deur versoeking gaan. En hoe Jesus versoeking weerstaan. Met ander woorde, wanneer ek en jy deur goeters gaan, Jesus weet hoe dit is om deur daai goeters te gaan. Wanneer ons deur versoekings kry in die lewe, hy weet presies wat dit is. En dit kom gee nie net vir hom simpatie nie. Dit kom wys vir ons, en dit is ons moet eintlik so dankbaar wees dat Jesus deur versoeking was, want hy kom wys vir ons hoe ons versoeking kan weerstaan. En hy verstaan 100% ons swakhede. En hoor net wat, in refleksie op dit wat Jesus gedoen het. Die vyand kom val sy eie identiteit aan en sê, as jy regtig die seun van God is, kom ons kyk of jy ietsie kan doen. En Jesus sê net, nee, ek gaan nie doen, wat my Vader doen. My Vader kom doen al die goeders, en ek kom, sodat ek kan kom heers. En hoor net hier, wat sê die skrywer in Hebreërs vir ons. Omdat hy self versoek is, en gelei het, kan hy die help, wat versoek. So in my lewe is daar altyd 'n ding, en ek love die term wat net gesê het, oor die versoeking is iets wat altyd vir jou iets gaan beloof, wat dit nooit vir jou kan gee nie. 'n Versoeking beloof vir jou altyd die maan en die sterre. En as jy ingiet oor daai ding, dan na die tyd Jesus, jy het gejok vir my versoeking, ek tog gaan hierdie kry, en toe kry ek dit nie. En dit is die ding wat versoeking kom doen. En hy kom sê oor hy self wat versoek is. Hy gee vir jou uitkoms. Hy gee vir jou uitkoms. Hy weet presies waar dit gaan. En hier is die ding. Versoeking. Eintlik was Jesus dan sy versoeking besig om te wys dat die manier waarop ons geskape is, sterk genoeg was om versoeking te weerstaan. Toe Jesus deur die versoeking gegaan het, het hy vir ons gewys dat alles is in ons alreeds om versoeking in ons lewens te weerstaan. Ons kan nooit op 'n plek kom wat ons sê, hoorie, hierdie versoeking het wat gekom, maar ek was bietjie swak, ek het dit nie in my gehad. Daai is 'n opinie van hierdie wêreld en daai se leen. Die Here sê, ek het jou alles klaar in jou ingesit. Ek het dit vir jou gewys deur my seun.
So die vraag is, hoe oorkom ons dan versoeking? As alles in ons klaar is om versoeking te weerstaan. As alles in ons is om na vore te bring dit wat waarheid is of die leuns wat ons glo. Alles is daar in ons om hierdie na vore te bring. Hoe weerstaan ons dan daai? En hoor hierso wat skryf Paulus vir ons. Hy sê in 1 Korintiërs 10:13. Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. Want God is getrou. Daar's nie 'n ding in hierdie wêreld wat met jou gaan gebeur wat jy nie sal kan hanteer nie. Daar's nie 'n versoeking wat jy nie sal kan weerstaan nie. Hy sal nie toelaat dat jy bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook vir jou uitkoms gee sodat jy dit kan weerstaan. Jy weet, die versoekings wat ons beleef in hierdie lewens, ons lewe is nie uniek nie. Almal ergens. En weet jy wat is vir my interessant? Hoe mens in gemeente lewe, en dan kry jy selgroep, en kuier die ouens saam, manne aand, vroue aand, en soos wat jy praat oor die goeders, dan sê jy daar iemand, ek stoei ook daar met daai ding. Dan sê dit soos, ek is die enigste een. En die vryheid wat daar so kom, en hierso kom hy sê, hoorie, eerstens, ek gaan nie toelaat, dat jy bo jou krag versoek word nie. En hoe weet ons dit? Want dit is hoe ons geskep is. Niks sal ons nie kan weerstaan nie, want alles wat in Christus is in ons. En wat hy nou kom sê is, wat versoeking kom doen is, dit bring dit na vore. So soms is versoeking awesome, want dit kom wys vir ons wie ons werklik is in Christus. Soms is versoeking nie so lekker nie, want dan kom wys dit waarin ons lewens laat vasgroei het. En dan sit 'n ding wat ons wil adresseer. Tweedens is dat Henkie, daai ding, met elke versoeking is daar 'n uitkoms. En dit is wat daai gedeelte vir ons leer. So wanneer versoeking kom, wat doen ons? Ons gaan dadelik terug na die waarheid. Ons gaan dadelik terug na God se opinie. Ons gaan dadelik terug na dit wat ons weet die waarheid is in ons lewens. Adam en Eva, ons onthou julle wat hulle gedoen het. Hulle het meer ruimte geskep vir hulle opinie as om terug te gaan na God se opinie toe. Eva se antwoord was 'n gedeelte wat waar is, maar toe haar eie opinie bygelaat. En toe het sy nie na 'n man toe gegaan en hulle het saam geredeneer. Wat het die Here nou weer eintlik vir ons gesê? Kom ons heroorweeg net hierse, want hier's nou 'n ander waarheid of 'n opinie wat gekom het, maar wat is God se opinie op die einde van die dag? Ek en jy moenie toelaat dat ons opinie verhef word bo God se opinie nie. Kom ek vertel jou, case in point, storie. Hierdie week gebeur daar 'n ding, dit het Vrydagoggend gebeur. Waar haar ou my kontak en vir my sê, JT, ek moet met jou praat. Hierdie hele week, ek stoei met 'n ding, ek weet nie wat om te doen nie. Ek het jou hulp nodig. Nou zoom ek en hy, want hy is nie in die dorp nie. Nou zoom ons. En hy begin aan hy praat oor sy week, waar op 'n random manier het hy in kontak gekom met iemand, lang storie kort, ek weet nie eintlik eers hoe gebeur het nie, maar in die case, hy praat toe met hierdie persoon, en soos wat hulle praat, kom hy agter dat hierdie vrou uit 'n besigheid in die escort besigheid, soos die, jy weet jy, nie Vienna's en escort en bacon en so aan nie. Sy is in die besigheid waar hulle girltjies vir die aand saam met 'n ryk ou uitgaan en al daai goedjies. En hy sê self, dit is nou interessant, hoekom is ek nou hierso? En soos wat hy vir haar sê ek is jammer jy's in daai industrie. Toe sê sy, wat kan ek doen? Dis maar deel van my history. Dis deel van my familie. It's part of my generation. En daai ding vang hom toe, want toe kom daar 'n klomp opinies, okay, so daar's 'n ding in my lewe, of in haar lewe wat generasie is, wat oor en oor en oor spoel. En hy dink toe aan sy eie lewe, en hy sê hy beleef, daar's party goeie wat hy net mee vashak en so aan. En hy begin te dink hoorie maar, hy het dit die maandagoggend begin dink, is dit nie dalk die rede hoekom ek vashak nie, want my pa en my oupa grootjie was ontrou aan hulle vrouens gewees. Buiteegtelike verhoudings gehad. Is dit nie dalk hierdie ding wat oor en oor spoel in ons lewens nie? En hy kom maak die opmerking, hy sê, JD, ek is al gedoop, maar ek voel ek moet weer gedoop word, om nou vir finaal te sterf van daai ou goeders,
Want hier's 'n generational curse, is sy woorde wat hy gebruik. En ek sit daar so, en ek begin uit vir hom die volgende vraag vra. Ek sê vir hom, in wie se bloedlyn is jy? Daai dag toe jy gedoop is, dit is wat Romeine 6 vir ons leer. Dan het ons gesterf van 'n ou lewe, en ons het opgestaan in 'n nuwe lewe in Christus. Daai stelle opstandingslewe. Okay, so, in wie se bloedlyn is jy? En hy sit so en ek sê, nee, dit impliseer dat ek is in Christus se bloedlyn. Okay, so as dit dan die waarheid is, God se opinie is, waar kom hierdie ding dan vandaan? En dit klink super spiritual. Dit klink awesome. Maar die waarheid is, as ek en jy in Christus is ons 'n nuwe skepsel. Hoe kan die sondes van my oupa oorspoel na my lewe toe? Dan sal mense die ding kwoteer, maar ja, in die Ou Testament staan daar, die wat my haat, sal ek tot in die 4de geslag suffer. Dan sê, ja, maar lees net bietjie aan. Hy het dit ook verder gesê, die wat my lief het, tot in die 1000ste geslag sal hulle geseënd wees. En dis die ou verbond, daar's nou 'n nuwe verbond in Christus. Hy het mos nou al daai goetertjies wat daai tyd die realiteit is, kom uitsorteer. Die nuwe realiteit is ons is in Christus. Julle sal nie glo, daai ou sit daar, hy sit sy hande in sy hare, hy sê, yes, hierdie ding is nou van my skouers af. Okay, ja, jy's reg, ek is in Christus. En dit het my oupa grootjie gedoen, dit kan mos nie nog steeds spreek in my lewe, want ek is dan 'n nuwe skepsel in Jesus. Sê ek, okay, so daar is die waarheid. So wat moet jy nou doen? Sê nee, ek het net daai leen vasvat in myself net gesê, nee. Ek gaan nie meer leef in daai leen dat potensieel gaan hierdie ding nou oorspoel, nou gaan ek ook ontrou wees aan my vrou nie. Nee, ek is 'n nuwe skepsel, ek is in Christus. Christus se opinie oor my lewe is dat ek dieselfde is as Jesus. Ek is in Christus, ek sy geregtigheid. En die prakties daarvan is ons moet ons seuns net leer om te sê, daai versoeking kan oor jou pad kom, maar hier's die waarheid oor jou lewe. Dis hoe ons daai versoeking hanteer. Hy sê vir my, JT, hierdie was nou great. Ek dink nie ek het nodig om weer gedoop te word nie. Ek sê vir hom, wat vorm daai opinie? Hy sê, jy weet, as ek en my vrou fight, dan moet ons nie nou weer 'n renewal of our vows aangaan om nou dinge uit te sorteer nie. Ons is mos nou getroud. Ons sê vir mekaar, ons is jammer. En dan sê ek het alleen geglo en alleen geleef en ek was lelik met jou, jy was lelik met my en ek vergewe jou en hier gaan ons aan. Hy sê hier is dieselfde ding. Ek het alleen geglo oor my identiteit in Christus. Ek hoef nou nie weer deur 'n seremonie te gaan nie. En daai is wat ons evangelie is. Die evangelie van probeer harder met jou eie wilskrag om versoeking te weerstaan is nie die evangelie wat ons leef, wat Christus vir ons gegee het nie. Die evangelie van Jesus is waar ons oorgee aan ons Vader se hart en ontdek wie ons is in hom. Dis hoe ons versoeking weerstaan. In my lewe, baie versoekings gehad. Tot ek begin het om dat hierdie identiteit, dat ek is 'n seun van God, ek is 'n man van God. En omdat ek daai my identiteit is, hoe lyk my lewe? En omdat daai my identiteit is daar nie meer 'n plek vir daai in my lewe nie. So ek sê nee vir daai. Omdat dit my identiteit is, gaan ek nie meer nee sê vir daai in my lewe. Ek gaan nou ja sê. Ek gaan nie meer passief wees vir daai goeders nie. Ek gaan optree want ek is 'n leier, ek is 'n man van God. Ek gaan optree, ek gaan beskerm, ek gaan voorsien, ek gaan waarheid spreek. Ek het 'n stem gekry. Ek gaan nie passief wees nie. Ek gaan nie ja sê vir daai versoeking nie. En ek gaan ook nie ja sê vir hierdie versoeking wat sonde geboorte gee in my lewe nie. Nie my wilskrag nie, want wilskrag gaan vir jou vir 'n rukkie werk. Maar wanneer die versoeking op sy hardste is, dan gaan jy nie kan opstaan teen dit nie, want jou identiteit is vas aan wilskrag. Wilskrag is soos window dressing. Dit lyk baie mooi aan die buitekant, maar as jy in die shop instap, dan is dit nie baie lekker nie. En dit is die ding. Jesus, het selfs as my mense gesê, hoorie, as jy net dink aan oorspel, as jy net dink aan 'n ander vrou as jou eie vrou, as jy net dink aan 'n ander man as jou eie man, al het jy dit nie gedoen nie, die Ou Testament, die wet sê, jy moet jouself daaraan skuldig maak, maar ek sê vir jou, as jy net daaraan dink, jy jouself skuldig maak, want Jesus is nie into window dressing nie, hy is oor wat aan jou binnekant aangaan, en hy weet, as binnekant reg is, dan gaan buitekant anders te lyk.
Versoeking gaan ons altyd kom oortuig van ons tekortkominge. Oh man, ek stoei nou weer met hierdie ding. Ja, ek's maar swak, daai versoeking het oor my pad gekom. Ek's 'n swak vrou, daai versoeking. Versoeking gaan altyd vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie. Jy gaan hierdie nie kan maak nie. Maar opinie, God se opinie, openbaar wie ons werklik is, in die lewe wat ons leef. Ek het gegaan en, omdat onze Vader eintlik die fondasie is, wat al die shape kom gee, en die manier hoe ek en jy, die patroon van ons gebedslewe, wil ek graag vir jou hierdie gebed lees, net in my eie woorde, soos dit wat ek die laaste tyd net ontdek het, van dit. Dit gaan so, ons Vader, dankie dat ons kan erken, dat U 'n goeie Vader is. 'n Vader, van waar ons ware identiteit ontvang. Openbaar aan ons wie U is, en gee ons lewens, ons kom gee ons lewens oor aan U, aan die roeping en gesag, en ons kom sê ja vir U roeping. Laat wat in die hemel gebeur, ook nou hier op aarde gebeur. Christus, U is ons voorsiening. U is die brood van lewe wat ons daagliks onderhou. En die opinie van die Vader is genoeg vir ons in elke situasie. Dankie vir die vryheid wat ons ontvang wanneer ons ontdek dat ons vergewe is. Dankie vir die vryheid. Mag ons lewens 'n getuienis word van vergifnis. Mag ons dit gee. Mag ons voortgaan om geregtigheid in die rekening te plaas van diegene saam met wie ons leef. Versoeking sal altyd ons waarheid in Christus kom uitdaag. Laat die realiteit van wie ons is geopenbaar word. Onderhou en beskerm en versterk ons. In Jesus naam. Amen. Dis net my weergawe. Maar dit is hoe dit kan wees in ons lewens, is hoe ons bid. En in hierdie reeks het ons 'n nuwe ding begin, en ek dink dit is iets wat ons net wil gaan doen, is om dieper te gaan. Dis 'n 3 elemente wat ons net sê, kom ons gaan lees, kom ons gaan skryf, en kom ons gaan bid. En miskien kan jy al 3 van hierdie dinge gaan doen, maar in hierdie week, om te sê, hoorie, kom ons gaan lees Efesiërs 6. Hier is 'n lekker verskoning vir jou, om Bybel te gaan lees. Om te gaan sê, hoorie, Christus verduidelik vir ons hoe ons staande bly teen die listigheid van die duiwel. Watter deel van die gevegstoerusting is van spesiale belang in jou stryd teen versoeking? En watter deel van die toerusting verseker jou dat van wie jy in Christus Jesus is? Om te gaan lees en dit te gaan ontdek en sê, okay, Here, kom wys my. Wat is daai wat my help teen versoeking? Wat is daai wat my kom verseker van wie ek is in Christus? En om dan te gaan en te gaan skryf. Om te gaan jy maklik, dankie Enko. Al die areas in jou lewe waar God jou van die bose moet bevry. Gaan skryf dit neer. En die bose verwys juist na daai goeters wat jou versoekings en daai goeters wat jy net weet, hoor jy, ek moet wegbly van daai goeters af. En wees so spesifiek as moontlik wanneer jy dit kom by daai versoekings, die goeters wat jy in die gesig staar. Wees spesifiek. Here, daai tyd van die dag, of op daai plek, of tussen daai mense, of wanneer ek daar is, wanneer hierdie gebeur, dan is daai versoekings daar. Die krag van skryf, is hulle sê, om te skryf, is die plek waar jy die mees duidelikste ding, dit is die plek waar jy eintlik die mees kritiesste dink. Critical thinking happens when you write. En wat nodig is daarvan, is, laat ek nie dit neerskryf en sê, Here, kom ek wees spesifiek, want as ek mos nou vir jou vra, so wat is die boos in jou lewe? Ja, ek weet nie lekker nie. Maar as jy so rukkie dink, dan kom daar goeters na vore. En dit is wat ons Here voor vertrou. Here, kom louter ons, kom wys vir ons, aan wat het ons lewens vasgegroei, wat heg ons as waarde in ons lewens. En dan derdens, om te gaan bid, dat die Here vir jou sal openbaar. Of jou eie of ander se opinie so vervleg geraak het in jou denke, dat jy dit as God se opinie ag. Hy vriend van ons het dit geag as God se opinie, dat hy vasgevang is in die sondes van sy voorvaders. Dis nie God se opinie nie, want in Christus is ons nuwe skepsels.
En dit is so vervleg gewees, dat dit vir my massive storie geraak het in hierdie laaste week. En wat is daai goeders? Wat jy net weet, Here, ek weet nie lekker, maar kom wys vir my. Wat se goeders in my lewe is so vervleg, dat ek dink dit is u opinie. En om dan dit oop te maak vir Here, net dit te bely. En jouself te kom bely met God se waarheid. Dis hoe ek en jy onsself kom vestig in ons identiteit in Christus en hoe ons versoekings weerstaan. Ek wil vir jou net afsluit in gebed en ek wil vir jou bid. Ek wil saam met jou bid en saam met die Here vertrou vir dit wat hy net wil kom losmaak in ons lewens. En ek vertrou dat hierdie reeks vir jou ook 'n blessing is, soos wat dit vir my is, net om te sê, Here, dankie dat u net kom reshape in ons lewens van hoe ons u nader. So kom ons bid saam. Vader, dankie. Dat soos dit ons vanoggend net hier is, dat u besig is om 'n klomp dinge in ons harte net te kom oopmaak, rondom moontlike opinies wat ons glo is die waarheid, maar wat nooit u waarheid is nie. Klomp dinge wat ons in ons lewens interpreteer en amper ons regverdig dit raak ons opinie en dit is okay, maar dit kom weerhou ons van die volheid wat u vir ons het. Here, dankie dat u ons bewaar van die bose wat in daai is. Dankie dat u Gees het kom openbaar. Dankie dat u Gees soos die vuur is wat ons kom louter. En dit wat werklik verborge is in ons lewens na vore bring. Dankie dat u besig is om daai verborgenheid van ons identiteit in Christus na vore te bring. Dat u kom fokus juis op wie ons is in Christus. Vader, dankie dat u ook besig is om vir ons te wys, wat is daai goeders wat ons kom die mekaar maak, daai onsuiverhede, as ek dit so kan sê. Dankie dat u vir ons dit kom oopbreek, en dat ons in die volheid van dit wat u vir ons het kan leef. Dus dankie daarvoor, in Jesus naam.